Nou, goeiemôre vriende, ons is die Here erg dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat die Here nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Ek vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het. Ek vertrou dat dit goed gaan met u en u geliefdes, en die gebed van my hart is dat die Here vir ons ook ryklik sal saamseën, so rondom sy woord vanmôre. Ek wil u groet met die pragtige woorde van Halleluja lied 117. Dit gaan maar oor die Heilige Gees as derde persoon van die goddelike drie-eenheid. Ons oordenking sal ook vanmôre daaroor gaan, maar daar staan: Gees van lewe, kom en leer my om God alleen te eer. Heilig in my elke daad, dat dit rein bly van die kwaad, en deur u my lofsang sy, Christus leef en heers in my. Die tweede versie: Gees van waarheid, woon in my. Wat ook dreig, die waarheid sy, my tot gids in woord en werk. Maak my moedig, vry en sterk. Laat my hart hom daaraan heg. Maak dit in elke woord opreg. Ag vriende, as u tydjie het, gaan lees bietjie deur hierdie paar versies. Eintlik al daardie Halleluja liedere, 14 en 15 en 16 en verder aan, wat handel oor die persoon en werk van die Heilige Gees. En hoe wonderlik om te weet dat die Here vir ons in sy woord sê, dat hy ons nie as wese sal agterlaat nie, maar hy sal sy Gees aan ons gee. Sy Gees wat in ons harte sal woon, en sy Gees wat sal uitroep, Abba Vader. Nou, ons gaan bietjie vanmôre stil staan by die baie besondere gedeelte daar in Johannes 16, en in besonder die 15de vers. Nou vriende, die apostel Johannes is die man en die apostel van die Here wat vir ons die meeste skryf oor die Heilige Gees. Ons kry geweldig baie inligting oor die werk en persoon van die Heilige Gees vanuit die boek Johannes. En sien ons daar in Johannes 15, 16, 17, waar die Here afskeid neem van sy disippels, dat hy vir hulle kom leer dat hy die Heilige Gees sal stuur. Want u sien in Johannes 16 begin hy om vir hulle te sê dat hulle nie moet struikel nie. Want daar gaan tye kom waar hulle uit die sinagoges geban sal word, waar hulle eie familie hulle sal vervolg en dink dat hulle aan God 'n eer sal doen, en verskillende dinge. En nou sê die Bybel vir ons baie duidelik. Hy sê, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir my voordelig, of dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Hierdie vaste belofte dat die Here Jesus die Heilige Gees na ons sal stuur. En nou sê in vers 14, hy, die Heilige Gees, sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. En dan hierdie teksversie wat vanmôre op ons oordenking aangebring is. Alles wat die Vader het is myne. Daarom het ek gesê dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Nou vriende, jy sal onthou in 'n vorige oordenking het ek vir u gesê dat ons Here Jesus Christus se doel op aarde en sy aardse missie was om Vader te verheerlik. Telke male sê die Here Jesus dat dit is juis waarvoor hy gekom het, om sy Vader te eer en te verheerlik. Ons sien God se liefde geopenbaar in die Seun, en dan ook die hoogtepunt daar aan die kruis van Golgotha, toe hy uitgeroep het, dit is volbring. Nou is die Heilige Gees uitgestort na Pinksterdag. Die Bybel sê vir ons dat die Heilige Gees nou die een sal wees wat Jesus sal verhoog. Die Heilige Gees sal getuig aangaande Christus en die werk wat hy gedoen het, dit wat hy geleer het terwyl hy op aarde was. En dis vir my so kosbaar, vriende, want dit is presies waaroor ons vanmôre praat, is die werking van die Heilige Gees ook in ons harte en lewens, wanneer dit kom by die verstaan van die skrif, die toepassing van die skrif en die uitleef van die skrif. Die Heilige Gees word genoem die Gees van insig en wysheid en kennis en verstand. En ag vriende, ons het werklik die Heilige Gees nodig, en nodig om daagliks ons afhanklikheid aan God se Gees te verklaar in ons wandel saam met die Here. U sien vriende, ons kan baie inligting versamel, en die Bybel sê vir ons baie duidelik dat hierdie kennis in ons lewe kan baie keer by ons 'n hoogmoed bring, en kennis kan vermeerder sonder dat dit werklik in die hart 'n vaslaan, 'n impak het, en dan my voetstappe rig op die weg van heiligheid. Daarom het ons werklik God die Heilige Gees nodig, om ons te leer in die waarheid, sodat ons dan kan wandel in die voetstappe van ons Here Jesus Christus. Daarom versamel ons as kinders van die Here nie net kennis nie, maar ons vra Here dat hierdie waarheid van die woord ook ons lewens radikaal sal verander. Dat ander in ons lewens sal sien dat ons was by Christus. Ons leef daagliks vir Christus, en deur sy Gees stel hy ons daartoe in staat. Maar ek ook vanmôre stil staan by 'n gedagte wat my so getref het. Vriende, soms is dit vir ons as kinders van die Here so moeilik om te verstaan en uit te leef dit wat die Here in sy woord vir ons sê. Soms lees ons en dis asof ons opstaan van ons studeerkamertafel en ons onthou nie regtig nie.
Soms is ons so vasgevang in die lewe en die omstandighede en die druk van die lewe en probleme en siekte en stryd met sonde en die innerlike en die uiterlike stryd en mense en die land en al hierdie dinge, dat die woord nie regtig meer 'n impak het op ons siel nie. En dit is juis hier waar God die Heilige Gees dan vir ons kosbaar kom intree, kom werk in ons siele. En Romeine 8 kom leer dit vir ons pragtig. Ek lees vir u wat staan daar in Romeine 8 vers 26. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Hoe wonderlik om te weet, dat selfs al gaan ons deur diep donker tye, al is daar geen lig aan die einde van die tonnel nie, kan ons sê, Here, u ken my hart. En dit is juis, vriende, waar die Heilige Gees ons kom troos, ons kom versterk en ons kom herinner aan alles wat Jesus vir ons in sy woord opgeteken het. Ek het so daaraan gedink, as jy dors is, en vriende, jy kan nie by die water self uitkom nie. Het jy nodig dat iemand vir jou 'n glas water sal bring om jou dors te les? Ek het al soveel keer in 'n hospitaalkamer gesien waar mense daar lê, hulle is so siek, hulle kan nie eens 'n glas water optel om te drink nie. En dan kom een van die kinders daaraan, of 'n suster in die hospitaal, en hulle vat daardie glas en hulle bring hom na daardie mond toe. En as ek sien hoe daardie mense gretig drink, dan dink ek so aan die werk van die Gees. Somstyds is die druk van die lewe vir ons soveel dat ons amper nie ons mond by die glas kan uitbring om te drink nie. En dan is God die Heilige Gees daar om ons te herinner aan die waarheid wat ons gelees het, geleer het, die kennis wat ons opgedoen het, om dit dan toe te pas ook in die moeilike tye en moeilike situasies. So ons dink aan 'n soldaat, vriende, wat op die oorlogsveld gewond word. Ons kan die soldaat vertel en vir hom sê, luister man, daar's 'n goeie hospitaal nie ver hier vandaan nie. Daar's goeie dokters, daar is mediese sorg. As ons nie daardie soldaat na die hospitaal toe vat vir behandeling nie, vriende, sal hierdie soldaat heel moontlik sterf op hierdie oorlogsveld. En dis presies weer waar die Heilige Gees vir ons intree. Ons is soms soos daardie gewonde soldaat in hierdie lewe. Soms gebeur daar dinge en ons sit gewond langs die lewenspad en ons kan baie keer net sug en sê, Here, u weet. En soms is hierdie sug, vriende, van meer belang en betekenis as 'n lang gebed, want God hoor ook ons versigtiging. Hy ken ons harte, hy ken alles. En dan is die Gees getrou om ons te versterk, om ons te bemoedig, om ons op te tel, dat ons opnuut weer moed sal skep, om te weet dat die Here die dowwe lampet nie sal uitblus, en die geknakte riet nie sal verbreek nie. Hoe wonderlik om te weet, vriende, dat die Heilige Gees van God vir ons die getroue een is, wat vir ons alles sal leer, wat Christus aan ons verkondig het. Ek wil net afsluit met so ietsie wat Spurgeon gesê het. Hy sê, there are times when all the promises and doctrines of the Bible are of no avail, unless a gracious hand shall apply them to us. We are thirsty, but too faint to crawl to the stream of water. En dan sê hy hierdie woorde, it is thus with our souls, and to meet this need, there is one, even the Spirit of truth, who takes the things of Jesus and applies them to us. Hoe wonderlik, hoe kosbaar om te weet, dat die Heilige Gees vir ons gegee is, om hierdie waarhede van Christus aan ons harte toe te pas, sodat ons ook weer lewe en oorvloed kan smaak. Mag die Here ons genade gee. As u miskien vanmôre daardie geknakte riet is, miskien daardie dowwe lampet. Ag, die Here hoor jou versigtiging. Ek pleit by jou, anker jou in sy waarheid en steun swaar op die Gees van God wat ons sal leer en lei in die volle waarheid. Mag die Here ons genade gee dat ons hierdie vers sal memoriseer. Alles wat die Vader het is myne. Daarom het ek gesê dat dit is die Heilige Gees, dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Ons eer, ons loof en ons prys God der enig se wonderlike naam. Vriende, groete vir u, mooi dag verder. Tada.